saam wees net die paar afkondigings. Geniet die vakansie vir die wat op vakansie gaan. Ek gaan met vakansie van môre af tot die 19de. En dan het ons gesamentlike dienste die 5de, die 12de en die 19de by die gemeente van die keuse. Ons begin ons saamwees met 'n openlike verklaring en ons verwoord daarmee die rede vir ons saamwees. En vanoggend doen ons dit gedagtig aan die prediking aan die hand van Psalm 65 vers 2 tot 5. Mag dit regtig die gebed van jou hart wees. Aan U, o God, kom 'n lofsang toe in Sion. Geloftes moet betaal word aan U wat die gebed verhoor. Na U toe sal alle mense kom om hulle skuld te bely. Ons sondes het ons ingehaal, maar U maak ons daarvan vry. Dit gaan goed met die mens vir wie U uitkies en laat naderkom om in U teenwoordigheid te bly. Laat ons die goeie dinge in U huis in oorvloed geniet, die goeie dinge in U heilige woning. En wanneer ons met hierdie versigtiging voor hom rustig word, mag ons hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader in Jesus Christus. Amen. Kom ons maak sy naam groot en ons verwoord ons afhanklikheid deur saam te sing van Psalm 32 vers 1 en vers 4. As ons daar in die tweede vers stil staan by God wat ons wil gadeslaan, dis nie straf nie. Hy wil ons met groot sorg en groot besorgdheid dophou, ons koester, soos die appel van sy oog. Kom ons staan, dan sing ons dit hartlik saam, en daarna kan ons plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Wanneer ons stil staan by die prediking, of by die belydenis met die oog op die prediking, staan ons stil
by die vraag oor God se voorsienigheid, en hier maak ons weer vas, God hou lewe en dood by mekaar, en dis hierdie werklikheid wat uiteindelik wel die gebrokenheid van die wêreld vir ons so verwarrend maak. Hoekom, as God 'n goeie God is, dan die stikkend ook nog in hierdie wêreld? En ons vind 'n antwoord daarvoor in die voorsienigheid van God. Dat God wat hierdie wêreld beplan het voor die grondlegging van die aarde, 'n skepingsplan en ook 'n verlossingsplan vasgemaak het, sodat ons geborge in sy teenwoordigheid mag lewe, geborge in 'n innige verhouding, naby hom mag lewe en saam met hom mag werk. Nou, hoekom die Here dan uiteindelik nie net alles nuut maak nie, maar kies om die geskiedenis sy gang te laat gaan, weet ons nie. Ons het net hierdie troos dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van ons Here Jesus Christus, ook ons Vader is. En daaruit vloei dan die vraag, soos wat ons dit in Sondag 9 het, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? En dan antwoord ons dat die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en alle skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. En dit is 'n verskriklike moeilike ding om jy vrede te maak as jy in die diep kant van die water ingegooi is. Maar dis wat ons bely. Wanneer ons na dit wat God in die skrifte vir ons geopenbaar het kyk, dan neem ons ter harte dat hy ten goeie met ons op pad is. En die hoogtepunt hiervan vind ons dan in Christus wat mens word, sterf en opstaan uit die dood, sodat ons herstel in ons verhouding naby hom kan leef en saam met hom kan werk. En daarom kan Paulus in Romeine 8 uiteindelik sê, wel, as God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? En dan noem hy so 'n lang lys van goeders, van die gebrokenheid van hierdie wêreld, tot en met die dood, sê hy, kan niks ons skei van die liefde wat God vir ons in Christus het nie. Maar dis 'n moeilike ding, as jy nog op pad is, deur daardie dal van doodskade weer. Nou saam met daardie vraag vra ons ook, wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? En dan antwoord ons dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder, dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder hom, sy wil, nie kan roer of beweeg nie. 'n groot moeilike ding. So daarom, wanneer die onheil ons baie keer te beurt val, hoekom laat die Here dit toe? En ons weet net nie. En dis 'n moeilike ding om iemand te oortuig dan daarvan, van die goedheid van God. En daarom waar ons stil staan by die prediking rondom die Heilige Gees, is hierdie ook deel van dit waarvan ons vanoggend ook staan, deel van ons verstaan van die werking van die Gees van God. Want dit is net die Gees van God wat binne die dal van doodskade weer vir ons die rus en die vrede bring, uiteindelik vreugde bring in die wete dat ons veilig in God se hand is. Kom ons maak sy naam groot vir hierdie wete, deur saam te sing van lied 205 vers 1 en 2, en daarna bid ons saam. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader
prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Vader, dankie dat ons U Vader mag noem, dat ons U mag ken as 'n goeie God en Vader, dat ons te midde van die gebrokenheid van hierdie lewe en wêreld ook persoonlik 'n getuienis mag hê van U goedheid en trou oor baie jare heen. En as ons dink aan die tye waarin ons leef, aan die onsekerheid van die tye waarin ons leef, wêreldwyd, maar in besonder ook hier in ons eie land, dankie dat ons ook vanoggend weer mag vasgryp aan die wete, aan die waarheid, dat U wat ewig regeer, ook vandag nog regeer. En dat ons daarom in voorspoed dankbaar mag wees, maar ook in teëspoed geduldig kan wees, omdat ons weet dat U op pad is met ons. Dankie dat ons mag leef met hierdie sekerheid, dat U deur die woord en gees ook vir ons vandag nog toerus vir 'n lewe in U teenwoordigheid in hierdie wêreld. En waar U ons ook in besonder as lig en sout in hierdie wêreld plaas, bid ons ook vanoggend, wees ons genadig, maak ons sensitief vir die leiding en die werking van die Gees, as ons na U woord luister, dat ons mag lewe, daarin vind en daardie lewe mag deel met mekaar en met ander in hierdie tyd, in hierdie wêreld. Mag die mooi van dit waarmee U besig is, ook in ons harte opnuut vasval en deur ons lewens 'n verskil in hierdie wêreld maak. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Ons staan in die prediking stil by die werking van die Gees of die leer oor die Gees, en een van die goeders wat ons dan nou vasmaak, ons is deur al die dinge van die Gees gee, die gawes van die Gees, God gee dit soos wat hy wil aan verskillende mense, verskillende gawes, soos wat hy dit bedoel het. En nou wil ons 'n bietjie verder gaan en net hierdie saak hanteer vir 'n paar sondae oor die gat in ons verstaan van die waarheid. Ja, nee. Daar die eerste skets. Die gat in ons verstaan van die waarheid. Partykeer is daar dinge wat ons net nie verstaan nie. Dinge wat moeilik is om mee vrede te maak, dinge wat moeilik is om vir ander mense te verduidelik. Nou wanneer ons hierdie aansluit by die Heilige Gees, is dit belangrik. Wanneer Jesus met Nikodemus praat in Johannes 3, dan verstaan hy glad nie. En Jesus sê vir hom, luister, jy gaan weer gebore moet word, en hy verstaan om die dood toe nie wat Jesus bedoel nie. En dan verduidelik Jesus vir hom dat dit 'n wedergeboorte is deur die werking van die Gees, en dat dit nie so eenvoudig is uiteindelik nie om te verstaan nie, want die Gees is soos die wind. Hy waai waar hy wil, weet nie waar hy vandaan kom nie, en ons weet nie waarheen hy gaan nie. Daar's 'n stuk onsekerheid wat deel is van ons lewe in hierdie wêreld, waarmee die gelowige uiteindelik moet vrede maak. En dit klink verskriklik om dit so te sê, maar dit is daardie onsekerheid wat geloof noodsaak. So wanneer ons in die volgende paar sondae, 3 sondae gaan stil staan by hierdie gedagte, dan maak ons vas. Die Here het in sy skepping, in die skrifte en dan hoogste openbaring aan Christus, vir ons alles geopenbaar wat ons nodig het vir ons verlossing en lewe en diens. Alles wat ons nodig het om te verstaan, sodat ons geborge in 'n innige verhouding naby hom kan leef en saam met hom kan werk. Maar hy het nie alles wat daar is vir ons geopenbaar nie. En daarom maak ons hierdie skets vas. Ons het sekere goeders ontvang, legkaartstukke, maar daar's 'n kol in daardie legkaart wat ons nie het nie. En Paulus verwoord dit mooi in 1 Korintiërs 13 wanneer hy sê, ons ken ten dele. Ons het net nie die hele prentjie nie. En dit is regtig belangrik om dit te verstaan. En nou is dit vir ons belangrik om dit te verstaan as ons ook oor ons lewe en diens aan saam met God en in hierdie tyd en wêreld te verstaan. Ons lewe
is 'n avontuur. En 'n avontuur is 'n ontdekkingsreis met 'n onsekere uitkoms. Nou kan jy baie vroom sê, nee, ons as gelowiges, ons uiteinde staan sekerlik vas, en ek hoor jou. Maar ons lewe is 'n avontuur met 'n onsekere uitkoms. Jy weet nie wat vir jou voorlê nie. En daarom sê Salomo, wees bly op die dag van voorspoed, maar so ook op die dag van teëspoed, want soos die ene die Here die ander een ook gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie. En as die vraag, hoekom sou die Here so iets doen? En die antwoord is, sodat ons in afhanklikheid van hom sal bly lewe. Dat ons nie in 'n vals sekerheid sal vasval nie. Maar dit is regtig belangrik om te verstaan, daar's 'n stuk wat ons nie weet nie. Daar's 'n gat in ons verstaan. Ons het baie ontvang, daar's baie wat ons wel weet, maar daar's 'n stuk wat ons nie weet nie. En uiteindelik kan ons vandag hier vir mekaar sê dat ons vertrou dat Jesus Christus die Here is wat gesterf het in ons plek en opgestaan het uit die dood, en hy beloof dat hy ons uit die laaste dag uit die dood uit sal opwek. Hoe weet jy? En jy gaan eers weet wanneer hy dit doen. Ons lewe is 'n avontuur met 'n onseker uitkoms. En dis hoekom geloof so 'n belangrike deel van ons geloofslewe is. Ons neem die Here op sy woord. En glo en vertrou dat dit wat hy sê regtig waar is. Nou dinge loop skeef in ons lewe en wêreld. Wanneer ons begin vasbrand by daardie stukkies wat aan ons geopenbaar is. En uiteindelik by twee plekke kan skeefloop. Een is, ons kyk net na dit wat geopenbaar is en ons ignoreer die donker kol. Dan is dit ook nie verstandig nie. Ons moet daaroor kan praat. Ons moet daarvan kennis kan neem en dit kan erken in ons verstaan en belewing van wie God is en waarmee hy met ons besig is. Daardie donker kol in die prentjie, dis die onbekende, dis die onsekerheid, dis wat geloof noodsaak en daarom vertroue, wat uiteindelik sigbaar word in wat ons doen. Maar daardie gat in hierdie ons verstaan van die waarheid kan ons lam lê. Dit kan my verskoning word vir uiteindelik niks doen nie. En baie mense is daar. As ek nie alles perfek verstaan van wie God is en waarmee hy besig is nie, dan gaan ek net niks doen nie. Ek gaan nie antwoord op die roepstem van God wat sê kom huis toe nie. En dan is jy op 'n baie slegte plek. Die volgende ding waar ons kan skeefdrap met daardie gat in ons verstaan, is dat ek by 'n plek kom waar dit my aandag so aftrek en ek as gevolg van die onbekende en die onsekerheid by 'n plek in my lewe kom waar ek net op die hier en die nou aandag gee. En dan vasval in 'n lewe net hier en nou, skarrel en besig is om te sorg dat ek daarom lekker kan aftree. Maar dit gaan nie verder as dit nie. Dan is ek ook op 'n slegte plek. En daarom is dit belangrik dat ons eerlik sal wees oor die gat in ons verstaan. Vir ons as individue, wanneer ons voor die Here verootmoedig, dat ons sal erken, Here, ons verstaan nie altyd nie, en partykeer is dit regtig moeilik om vrede te maak met die gebrokenheid van die wêreld en daarin met ons verstaan van hierdie gebrokenheid en waar God inpas in hierdie gebrokenheid. Dit is belangrik vir ons as gelowiges in ons gesprek met ander gelowiges. Want baie keer is die gebrokenheid waarmee ons gekonfronteer word nie eenvoudig nie. Dit is nie goedkoop nie. Dit is nie maklik nie. En dan pas maklike antwoorde nie by ons sorg vir mekaar nie. Ons moet baie keer met groot opregtheid en groot nederigheid vir mekaar sê, ons verstaan nie waarmee die Here besig is nie. Dit is belangrik vir ons gesprek tussen kerke en baie keer binne in kerke. Een van die moeilike dinge, as ons na hierdie legkaart kyk, is dat baie keer is dit daar teenstrydighede. Nou, soos jy gaan kyk, daar's groen weivelde, maar daar's water ook. En nou kan ons in die kerk en tussen kerke baie keer by 'n plek kom en dan sê ons nee, daar's net groen gras. En die volgende ou sê nee, daar's blou water. Dis dit. En nou beklei ons hieroor. Nou die antwoord uiteindelik is albei is reg. Maar ons kom op 'n bitter slegte plek as ons dit wat geopenbaar word, wat baie keer teenstrydig klink, teen mekaar opweeg en dan begin beklei daaroor. Een van die belangrikste goeders hieroor het ons verwoord in ons votum. Wie word gered? Die wat na die Here toe kom. Wie kom na die Here toe? Net die wat hy na hom toe trek.
En dis nou daai ding van God se soewereine wil. Hy is die een wat red. Dit is baie duidelik as ons na die skrifte kyk. Maar dan kom Jesus ook, en wanneer hy sy disippels roep, dan sê hy, kom, volg my. Dis regtig belangrik. Nou is dit die vraag, het jy dan nou vrye wil? Kan jy kies? Niemand kom tot bekering sonder die werking van die Gees van God nie. Want God kies jou, en dan stort hy sy Gees in jou uit, en jy kan kies. Maar dan sê Paulus, moenie die Gees van God bedroef nie, want so gaan jou geloofsgebrek lei. Nou watter een is dit nou? En die antwoord is, ons weet nie. Ons weet net, albei is aan ons geopenbaar. Hoe God se soewereine wil en ons vrye wil mekaar in ewigheid ontmoet, is nie vir ons duidelik gemaak nie. Nou is daar 'n derde ding waar ons baie keer skeeftrap in kerke en tussen kerke. Ons beklei nie net baie keer oor die goeders wat wel geopenbaar is, wat ons nie lekker kan versoen nie. Partykeer spekuleer ons oor dit wat in daai gat aangaan, en dan begin ons beklei daaroor. Soos ek nou vir jou so vra, is daar 'n voëlnes in daardie boom? Nou, wie weet? Ons weet net nie. Nou van ons kan sê ja, en van ons kan sê nee, maar as ons begin beklei daaroor, dan is ons op 'n regtig baie slegte plek. En hierin moet ons regtig erns maak. So in ons gesprek tussen kerke en binne in die kerk, moet ons regtig nederigheid erns maak met die feit dat ons verstaan nie alles nie. Daar is 'n gat in ons verstaan van die waarheid. En dan is dit ook belangrik vir ons gesprek met die wêreld. Veral ons moderne westerse wêreld. Daar is twee maniere uiteindelik waarop tegnologie of wetenskap ons op hierdie stadium beïnvloed. Daar is mense, wetenskaplikes, wat na die raamwerk kyk, dit wat wel geopenbaar is, en dan volg hulle die pad van Psalm 19, waar die psalmdigter sê dat die skepping gee 'n boodskap deur, die skepping, die openbaring van God sonder woorde, gee hierdie onhoorbare boodskap deur, die dag na die nag en die nag na die dag, oor die grootheid van God. So ons kry vandag in ons wêreld wetenskaplikes wat kyk na dit wat wel geopenbaar is, en dan maak hulle hierdie afleiding en sê daar moet 'n God wees. En met daardie vertrekpunt gaan kyk hulle na dit wat wel vir ons nog nie duidelik is nie. En hulle ontgin mooi dinge, tegnologie, wetenskap, en hulle leef in verwondering oor dit wat God gemaak het. Die betroubaarheid van God en dit wat reeds gemaak het, die reëlmatigheid, die wetmatigheid van dinge, bring hulle tot by die plek om te sê, maar daar moet 'n God wees. En daarom kan hulle met vrymoedigheid ondersoek instel na hierdie skepping wat hy gemaak het. Maar teenoor dit staan daar Psalm 14, die dwaas wat sê daar is nie 'n God nie. En dan sê Psalm 14, die dwaas vernietig alles met wat hy doen. En dis 'n gruwel in die oë van die Here. Die dwaas kyk na die gat in die middel wat nie geopenbaar is nie, na die donker kol, kom tot die gevolgtrekking dat daar nie 'n God is nie, en probeer dan die res van die legkaart vernietig. Nigter weet hoekom. En die antwoord van die Bybel is omdat hulle dwaas is. Maar as ons vandag in gesprek met die wêreld is, en ons hou nie rekening met hierdie gat in ons verstaan nie, dan gaan ons 'n geleentheid mis. Want dan kom ons by 'n plek waar ons hierdie gat in verstaan eintlik net vir die dwaase gee en sê hulle is al mense wat 'n sê oor het. Ons het 'n getuienis om te lewer. Ons hoef nie terug te staan vir 'n wêreld wat in dwaasheid vasval en sê daar is nie 'n God, en dan nou te sê, ja nee, wel daar's 'n paar moeilike dinge wat ons nie kan verstaan nie. Maar dit beteken nie God is nie daar nie. En daarom is dit regtig belangrik dat ons sal erns maak met hierdie gat in die verstaan van ons waarheid. Dat ons eerlik en nigter daaroor sal wees in ons gesprekke met onsself, met mekaar en met die wêreld. Maar nou is die vraag, hoe dan lewe ons? Wat moet ons maak? Hoe maak ons sin? Wat doen ons terwyl ons hierdie pad stap? En daarvoor gaan ons uiteindelik stilstaan by Psalm 139, want daarin lê die dieptepunt van ons sekerheid as ons gekonfronteer word met daardie donker kol, daardie gat in ons verstaan. Maar ons gaan eers luister en ons gaan oor die volgende 3 geleenthede stilstaan by Josef, Job en uiteindelik by Petrus. Maar vanoggend by Josef. Ons ken hom, een van Israel, Jakob se gunsteling seun, wat nogal besonder voorgetrek is.
En dan, hy ontvang 'n besondere openbaring van die Here. Hy het die drome gehad, wat in hulle tyd 'n groot ding was, en hy sou 2 drome gehad het, gekry, wat baie groot bevestiging is van waarmee die Here besig is. Die eerste droom wat hy gehad het, was dat wel sy broer se gerwe, terwyl hulle geoes het, voor sy gerf kom kniel het. En dan sien ons hoe onvolwasse ou Josef is, nog 'n jong seun, voorgetrek deur sy pa, mooi klere gekry, en dan gaan spog hy by sy broers oor hierdie droom wat hy gehad het. En dit draai hulle teen hom. Dit het nie goed gegaan vir Josef daarna nie. So rukkie daarna het hy weer 'n droom gehad, en hy droom dat die son, maan en sterre het voor hom kom buig, en dan gaan vertel hy dit vir sy pa. En dan lees ons dat Jakob baie ontsteld is, dat Josef kan dink dat hy en sy ma voor hom sal kom buig. Dis net so ongepas. Maar dit sê vir ons iets van hoe onvolwasse Josef was. Dan op 'n stadium gaan sy broers vee oppas, eentjie verder weg, en Jakob gaan hom stuur vir Josef met kos vir hulle, en dan besluit hulle, hier is die gunsteling seun, kom ons maak hom dood. En dan oorreed Reuben hulle om hom in 'n put te gooi, sodat hy hom later kan laat wegkom. Maar terwyl hulle hom in die put gehad het, kom daar die Midianiete verby, en hulle verkoop hom as 'n slaaf. En daar gaan hy. Weg as 'n slaaf, hy word in Egipte aan Potifar verkoop. Potifar gaan hom in diens stel, en so rukkie daarna gaan hy en Potifar se vrou 'n skermutseling hê. Sy gaan nie mooi met hom saamwerk nie, en dan beland hy in die tronk. En daar in die tronk gaan hy bly, en hy gaan leef en werk en doen wat hy kan, totdat die skinker en die bakker 'n draai by hom maak, omdat hulle die farao ontstel het, en dan gaan hy hulle drome vir hulle uitlê. En die bakker gaan dit nie maak nie, die skinker gaan dit maak, en Josef vra vir hom, asseblief, onthou my wanneer jy uit is, en dan vergeet hy heeltemal van hom. En dan ken ons na die verhaal verder, sodat hulle uiteindelik, wanneer die farao die drome kry, die ontstellende drome van die ryk, die mooi are en die mooi beeste, en die slegte are en die slegte beeste, dan onthou die skinker van Josef. En Josef word uiteindelik gehaal, en hy lê hierdie drome reg uit, en hy sê wat gedoen moet word, en dan stel die farao hom aan as die tweede in bevel van Egipte. Niemand onder hom is hoor as hy, anders as die farao nie. Is rarig groot binne daardie tyd en wêreld. En dan lees ons 'n paar jaar daarna, het die droogte so erg geword, dat Jakob dan Israel genoem, saam met sy kinders. Hulle sy kinders stuur om te gaan kos koop, en hulle kom uiteindelik by Josef, en hy gaan uiteindelik met hulle gesels op so 'n manier, dat hy die jongste boetie by hom kan kry, en daarna gaan Jakob en sy vrou almal kom, en hy gaan vir hulle sorg. En dan gaan Jakob op 'n stadium dood, en hy word begrawe in die beloofde land, en dan hoor ons, as ons na Genesis luister, na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het, en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het, wat dan? En daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur, voor sy dood het die vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog nie die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, om tog dit te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader. Belangrike stelling, ons dien die God van die vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het, en daarna het die broers na Josef toe gegaan, en voor hom op hulle knieë geval, en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie. Ek is nie God nie. Baie belangrike stelling. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. 'n Interessante einde. Hierna gaan ons hoor dat Josef gesterf het, en hy gaan sy broers en hulle kinders vra om hom nie daar te los nie. Hulle sal hom uiteindelik na sy dood, sal hulle hom balsem, en hom uiteindelik wegry. Wanneer hulle teruggaan na die beloofde land, gaan hulle vir Josef saamvat. Nou is daar hierdie vraag, wanneer ons gekonfronteer word met die onsekerheid, en daardie gat in ons verstaan, 'n gat in ons verstaan van dit waarmee die Here alles besig is, en partykeer hoe dit in ons lewe uitspeel, want ons weet nie wat voor lê nie, wat moet ons doen?
En dis nou waar dit belangrik word om te kan werk met dit wat wel geopenbaar is. Om nie vas te val by die gat in ons verstaan nie. Ons moet eerlik en nugter wees oor die gat in ons verstaan, maar ons moet nie daar vasval nie. Ons moet ons lewe. En ons moet lewe met dit wat wel geopenbaar is. En in Josef se lewe sien ons dit op 'n besonderse manier uitspeel. Hy word groot in Jakob se huis. En as ons hier hoor dat die broers vir hom sê, ons dien die God van jou vader, is dit belangrik. Want die Here het aan Abraham verskyn, homself aan Abraham geopenbaar, en vir Abraham hierdie groot belofte gemaak. Ek sal van jou 'n groot nasie maak, en in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. En dan laat die Here dit nie net in Abraham se hande, om hierdie boodskap oor te dra aan die volgende geslag nie. In Genesis 18 sê die Here, dit is hoekom hy vir Abraham gekies het, sodat hy sy nageslag kan leer. Die Here gee daardie opdrag vir Abraham, maar hy openbaar homself ook aan Isak. En daarna gaan hy hom nie net daardie werk om hierdie waarheid, hierdie besondere band wat hy met Abraham gebou het, en daarna met Isak, in hulle hande te laat nie, hy openbaar homself ook aan Jakob. En dis hoekom Jakob Israel word. Die Here doen moeite om wie hy is aan hulle te openbaar. En daarom wanneer Josef sy drome ontvang, dan val dit nie uit die lug uit nie. Josef verstaan dat die God van sy oupa, grootjie, Abraham, Isak, en die God van sy pa is besig met iets. En wanneer hy daardie drome ontvang van sy broers wat voor hom buig en sy pa en ma wat voor hom buig, dan verstaan hy die Here is besig met iets hierso. Dis die Here wat besig is om te handel. Maar hy is onvolwasse, hy verstaan nog nie, en daarom loop die dinge dan vir hom skeef, en hy word uiteindelik weggevoer. En nou is dit vir ons belangrik, ons gaan in 15 hoofstukke, gaan ons die hele verhaal van Josef kan lees. Maar hy is 'n baie jong man, hy is 'n tiener, wanneer hy weggevoer word. En ons kan aanvaar dat hy nie meer 'n tiener is, wanneer hy die tweede in bevel van Egipte word nie. Want dit is 'n rukkie om in Egipte te kom, hy het 'n ruk lank vir Potifar gewerk, lank genoeg, dat hy as vreemdeling die vertroue van sy eienaar gewen het, en aangestel is oor alles wat Potifar besit het. Maar dan loop dinge skeef met Potifar se vrou, en hy beland in die tronk. En dan is hy lank genoeg in die tronk, om die vertroue van die tronkbewaarder te wen, sodat die hom aanstel oor alles wat hy het. So ons kan aanvaar dat Josef baie lank in die tronk was. Dat hy lank in Potifar se diens was. Dat het lank gevat het, voor hy kon begin sien waarmee die Here besig is. Voor hy iets kon sien van 'n ego van hierdie werklikheid. Dit wat die Here in die drome aan hom geopenbaar het. En nou is die vraag, wat doen hy intussen? En hy doen wat hy kan. Hy doen dit wat sy hand vind om te doen. Hy werk met dit wat die Here reeds geopenbaar het. En hy vertrou. Hy doen wat hy kan, want God sal, en dit was sy oortuiging gewees. En wat Josef geweet het uiteindelik die rigsroer geword vir sy lewe, vir sy optrede, en ook vir sy verwagting. Vir sy lewe het dit hierdie werklikheid by hom laat grondvat, dat hy nie God is nie. Nou ons lees daar die sin hierso in Genesis, en dan sê ons as westerse gelowiges vandag, vir ons wat uit die reformatoriese tradisie kom, maar natuurlik nie. Maar dit is nie so eenvoudig gewees vir Josef nie. Hy was die tweede in bevel van Egipte. En die leiers in daardie land is as gode gesien. Hy staan direk onder die farao, wat as die songod aanbid is. En as direk onder die farao, is hy ook seun van die farao. Dit is 'n verskriklike groot belydenis wat Josef in hierdie gedeelte doen. Ek is nie God nie. God het 'n plan, maar dis nie ek nie. En daardie wete maak dat hy uiteindelik geduldig kan volhard en doen wat hy moet doen en kan doen, terwyl hy die geleentheid het. En daarin lê die oproep tot ons. Elkeen van ons gaan baie gekonfronteer word met dinge wat ons nie verstaan nie. En dis nie so, daar's dit weg en uitgesorteer nie. Baie keer kan dit jare vat,
voordat dinge vir jou begin sin maak. In verhoudings met jou naby mense, in verhoudings met jou verder mense, in verhouding met die wêreld waarin jy leef. Verstaan net dat God regeer en dat hy besig is met 'n plan. En hierdie plan was vir Josef baie belangrik. Al kon hy nie verstaan en sien op daardie oomblik hoe dit uitspeel nie, het hy gedoen wat hy kan doen, in die vertroue dat God sal doen wat hy gesê het hy gaan doen. En daarom, sy lewe is daardeur gerig. Ek is nie God nie. En dan is sy optrede daardeur gerig. Hy het vasgemaak, God het 'n plan. Wanneer ons hoor dat sy broers na hom toe gekom het, die eerste keer, dan bars hy in trane uit. Hy gaan huil eenkant. Hy sê nog nie vir hulle wie hy is nie. En wanneer hulle uiteindelik vir Benjamin bring, dan huil hy weer. En hy openbaar homself aan hulle, en hulle is baie bang. Maar Josef huil. Geen wraak in sy hart nie. Want hy verstaan, God het 'n plan. Dit wat sy oupa Grootjie en sy oupa en sy pa vir hom geleer het, van God wat beloof het vir hom saak gemaak. En daardie openbaring wat hy as jong man ontvang het in daardie 2 drome, baie jare terug, was vir hom 'n merker op die pad. En hy het in vertroue daarin vasgehou. En daarom doen hy wat hy kan, terwyl hy kan, en wanneer sy broers uiteindelik by hom kom, neem hy nie wraak nie, want God het 'n plan. En as hulle aan die einde van Jakob se lewe, na hy begrawe is, by hom kom en vir hom sê, vergewe ons hierdie sleg ding wat ons gedoen het, dan sê hy vir hulle, julle wou kwaad doen, julle wou sleg doen, maar God wou goed daardeur doen. God het gemaak dat 'n groot volk gered word. En daarna verwys hy aan die belofte wat die Here aan Abraham gemaak het. En dan hoor ons dat sy optrede regtig geanker is in dit waarmee die Here besig is. Hy sê vir sy broers, ek sal sorg, moenie bang wees nie, ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Ek gaan nie net na julle kyk nie, ek gaan ook na die volgende geslag kyk, want God is besig. Dit is 'n groot en belangrike ding wat hy daar sê. En dan hoor ons sy verwagting, ingeklee, gevorm en gerig deur hierdie waarheid, dat God besig is. Dit wat reeds geopenbaar is, dit wat hy wel verstaan het, daaraan het hy vasgehou. So wanneer hy sterf, gee hy opdrag voor hy sterf, dat hulle hom saam met sy beenderre moet saamgaan, wanneer die Here getrou aan sy belofte, hulle terugvat na die beloofde land toe. En wanneer hulle trek, gaan hulle hom saamvat, en hom uiteindelik begrawe by sy oupa Grootjie, in die graf, waar Abraham hulle begrawe is. 'n Verwagting dat hy sal deel in die beloofde land. En dan lees ons oor die geloofshelde van die Ou Testament, in die boek Hebreërs, in Hebreërs 11, en dan word Josef ook daar gemeld. Die geloofshelde wat vasgehou het, en omdat hulle geglo het, gedoen het, in lyn en in pas met dit waarmee die Here besig was. Maar ook omdat hulle geglo het, en getrou was, tog nie ontvang het, dit wat die Here beloof het, terwyl hulle gelewe het nie, waarvan Josef 'n uitstekende voorbeeld was, nie die beloofde land gesien. Maar dan sê die Hebreërs skrywer 'n baie belangrike ding, die Here het dit gedoen, sodat hulle nie voor ons die heerlikheid sou ontvang nie, maar saam met ons. En nou kom ons by hierdie vraag, hoe lyk dit in jou lewe? Hoe lyk jou pad saam met die Here? Elkeen van ons het pad langs beloftes aan die Here gemaak, dit is goed. Ons het ons geleentheid, ons diens saam begin, deur daardie stukkie te verwoord, dat geloftes betaal moet word aan God wat die gebede verhoor. Ons het al geloftes en beloftes gemaak in ons lewe, en elkeen van ons het al gehoor, by pa en ma en by oupa en ouma, waarmee die Here besig is. Elkeen van ons het al uit die woord uit iets leer ken van dit waarmee God besig is. Elkeen van ons het 'n verstaan van dit wat geopenbaar is. Wat regeer jou lewe? Wat regeer jou lewe, jou optrede en jou verwagting? Is dit daardie dinge wat God reeds geopenbaar het? Of is dit onsekerheid oor daardie kol wat ons nie verstaan nie? Nou, hoe word dit sigbaar? Wel, dit word sigbaar wanneer ek in pas met die Here, in harmonie met die Here, doen wat ek kan doen.
selfs al verstaan ek nie altyd hoe die dinge gaan uitwerk nie. Wanneer ek dit wat my hand vind om te doen omdat ek weet, God in Jesus Christus besig is om nie te maak wat sonde in hierdie wêreld stikkend gebreek het. Nou, dis makliker gesê as gedaan. Dis moeilik wanneer jou verhoudings nie lekker loop nie. Dis moeilik as jy siek word. Dis moeilik as jy oud word. En jou liggaam net nie meer wil bybly nie. Dis moeilik om dan by hierdie belydenis te kan vasstaan. Daarom is dit belangrik dat ons, wanneer ons hierna luister, na dit wat ons in Josef se lewe sien uitspeel het, dat die anker op hierdie pad nooit setel in wie ons is en in ons verstaan nie. Dit anker in wie die Here is. En baie spesifiek in waar hy is. En daarom luister ons na Psalm 139. David, wat die lewe aan al sy kante goed leer ken het, baie geweld, baie hartseer, baie slegte dinge, maar ook baie goeie dinge, kom uiteindelik en hy verwoord sy sekerheid oor wie God is in hierdie Psalm. So kom ons luister daarna en neem ter harte ook waar ons anker lê. Vir die koorleier van Dawid 'n Psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Dit is regtig belangrik. Partykeer kan die onsekerheid van die wêreld jou maak dat jy iewers in 'n hoekie wil gaan lê. En dan voel jy, 'n kind van die Here moenie so dink nie. Mag so wees. Maar as jy so dink, as jy stoei, as jy wonder, as jy twyfel, die Here weet wat jou gedagtes is. Of ek op reis is en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U Here weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Partykeer, wanneer die dinge te veel word, dan glip goeters by ons mond uit, en ons is spyt daaroor. En dan kan jy stoei met hierdie vraag, maar hoekom sal die Here aan jou wil aandag gee? Dawid het dit geken. Dawid weet van woorde en dade wat nie met 'n wagsaam uit sy hart uitgekom het nie. Maar U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Ten spyte van, hou die Here vas. Dan hoor ons, waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, daar ver bo, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, daar waar God nie is nie, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, die ou vertaling praat van die dageraad, daar waar die son opkom, daar waar God raad gee, of gaan woon ek in die verre weste, so ver as moontlik weg van daar waar God raad gee. Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Vraag belangrik. Toe ons vroeër verlede jaar by hierdie gedeelte stilgestaan het, vir vertel van die dogters se hamsters. In die winter speel hulle met die goedjies. En Ben wil hulle net eet. Dan sit hulle in hierdie hand, dan hardloop hulle hier in die baadjie op, gaan hulle aan hierdie kant toe. En dan kom hulle hierdie kant uit, is net oogies en ore. En Ben wat wil eet. Maar daar lê die wonder van hierdie Psalm. Sy meis hier in hardloop, want sy in die donker. Maar hy is nooit weg van sy eienaar af nie. En as hy hierdie kant uit aan, hier hou my regterhand hom nog vas, beskerm die regterhand hom. En dis wat Dawid hier verwoord. Ek kan probeer wegkom van God af. Maar kan nie, want hy is orals. En dis nie net, hy is orals nie, orals hou sy regterhand my vas. Hy beskerm my. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep.
Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. As U tog maar die goddeloos is, uit die weg wou ruim, o God. Gaan weg van my af, julle moordenaars. Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree. Moet ek U haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n weersin hê in mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Gebrokenheid in ons wêreld is baie keer nie. Meeste van die tyd hier en dan te wyte aan die mense wat God nie ken nie, en dan maak vir 'n stikkende wêreld rondom ons. En dan word dit die versoeking om te haat. Maar Dawid volg daardie gedeelte op met hierdie baie innige gebed. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Dawid het die gebrokenheid van hierdie wêreld op 'n baie innige manier geken. Die op en die af. Gesalf as koning van Israel, moes vlug vir Saul. Burgeroorlog deurgemaak, koning geword en daarna moes vlug vir sy eie seun met 'n volgende burgeroorlog. Dawid het gesien hoe die gebrokenheid van die wêreld sy wêreld stikkend druk, maar ook hoe sy eie gebrokenheid, sy eie ou mens, chaos in hierdie wêreld veroorsaak. Maar die anker vir hom op daardie hele pad was dit: God is hier. Al is daar plekke en tye waar ek nie kan sien waar hy is en hoe dit gaan uitwerk nie, God is hier. En daarom sy gebed: sien tog my onrus raak. Sien raak wanneer ek by daardie plekke van twyfel en van nie verstaan is, waar ek voel om eenkant in 'n hoekie te gaan lê, en lei my op die beproefde pad. Dawid verwoord dit mooi in hierdie Psalm. In vers 7 sê hy: waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Wanneer die Here ons lei, dan lei hy ons deur sy gees. Hy rig ons aandag op dit wat hy geopenbaar het, op dit wat ons nodig het om te weet, om geborge in 'n innige verhouding naby hom te leef en saam met hom te werk. En daarom hê 'n oog daarvoor. Wanneer jy gekonfronteer word met die onbekende en die onsekerheid daarvan, staan 'n bietjie terug en kyk na dit wat die Here reeds vir jou vasgemaak het. En vertrou. Doen wat jy kan doen, omdat jy weet, hy sal doen wat hy gesê het, hy sal doen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons met hierdie sekerheid ook 'n onseker toekoms tegemoet mag gaan. U is hier. U het mens geword, tussen ons kom woon, sodat ons herstel in ons verhouding met U, geborge in 'n innige verhouding, naby U kan leef en saam met U kan werk, ook in hierdie tyd. En as ons die onsekerhede van ons lewe in hierdie wêreld in gedagtenis roep, dankie dat ons mag leef met hierdie groot sekerheid, dat U ons nooit sal laat begaan nie, dat U ons sal vashou, dat U ons sal lei en beskerm, dat daar in hierdie lewe en wêreld niks is wat ons kan skei van die liefde wat U vir ons het nie. Daarom bid ons, Vader, maak ons sensitief vir die leiding en die werking van die Gees, en besonder as ons stoei met die onsekerheid. Die onsekerheid van ons eie menswees, as ons gekonfronteer word met die ou mens in ons, wat so maklik en gewillig is om te haat, as ons gekonfronteer word met die gebrokenheid van ander mense, van die wêreld, en daarin die onsekerheid van 'n toekoms. Dankie dat ons mag weet, dat U ook daar is,
Want daar nêrens in hierdie wêreld is waar ons sal kom, waar U nog nie is nie. Wil U ons hierin vaardig maak, dat ons met groot rus en vrede en vreugde in U teenwoordigheid mag leef, maar daarin ook, Vader, met moedigheid mag getuig van dit wat ons wel weet, van U teenwoordigheid, van U sorg en omgee vir ons en deur ons verander. Wil U ons hierin lei, dat ons sout en lig mag wees in hierdie tyd, in hierdie wêreld, sodat ons en ander U naam mag groot maak. Seën ons hierin, as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. As dit dan waar is, hoe dan moet ons lewe? En daarvoor luister ons na Petrus. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nigter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom te. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Die dieptepunt waarmee ons baie keer worstel oor daardie gat, is die swaar kry van hierdie lewe. Dis gewoon net deel van die pakkie. En as jy wil weet hoe deel dit van die pakkie is en hoe nodig God dit sien, hy word mens en hy stap self daardie pad. Nou, ons mag by plekke en tye in ons lewe kom waar ons nie verstaan nie. Maar bly moedig, bly vertrou en daarin die genade. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Mag jy dit innig beleef op jou pad saam met die Here. Kom ons verwoord ons afhanklikheid deur saam te sing van Psalm 119 en vers 1 en 7. En daarna bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ek vra dat jy net so oomblik sal bly sit. Ons gaan leef met die sekerheid van God se hier wees en daarin sy daar wees vir ons, as ons gekonfronteer word met die onsekerhede van hierdie lewe en wêreld. Hiertoe seën hy ons. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die krag en leiding van die Heilige Gees is met u elkeen.
Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stilgestaan het? Goed. Sterkte, seën vir 'n mooi week.